is die Here, en sy glans is soos kristal. Hy is die Heilige van God, en hy heers oor die heelal daar is lag in sy woord, soos die waters bly sy stem, soos die son op die see se blou, soos die rykdom van sy troon. En hy is die lag, en hy heerlikheid en krag, en hy is die Heer, en die hoop van ewigheid. Ek nooi jou uit. Kom ons reis deur hierdie boeke van Petrus. Ons het begin verlede Sondag. Toe sê ek vir ons begin by die begin en toe begin ons by hoofstuk 2. Onthou julle dit? En toe vra party vir julle wat van hoofstuk 1, toe sê ek, byt vas, ons kom by hoofstuk 1 uit, maar ek preek so ek kan besluit hoe om dit te gooi. So ons het by hoofstuk 2 begin en ons gaan nou aan vandag. Maar ons het verlede Sondag het ons gesels en ons het begin by hoofstuk 2 en jy kan hoofstuk 2 kan jy in 4 hooftemas indeel. 4 hooftemas en elke tema verteenwoordig 'n area in jou en my lewe. 'n Area waarna ons moet oplet. Dis 'n area waarop jy moet fokus. Jy moet weet, ek moet fokus as kind van die Here, moet ek op hierdie area fokus en hierdie area en hierdie area en hierdie. Daar's 4 areas. Dis die hooftema van die boek of die hoofindeling van hoofstuk 2. 4 areas
waarna jy moet oplet. 4 areas van geestelike groei. 4 areas waar binne ek en jy moet groei. Verlede Sondag het ons begin, net om dieselfde bladsy te kry, ons het gepraat oor die area van jou persoonlike lewe. En spesifiek, dit waar jy in jou persoonlike lewe moet na oplet. Omdat hoofstuk 2 begin, Petrus wil sê, julle moet alle boosheid aflê, julle moet kwaad praat aflê, julle moet afguns aflê, julle moet al die dinge aflê. En dan sê hy vir ons, hoe kry ons dit reg? En dan praat hy, net om nou vinnig te herinner aan verlede week, praat hy van, in die area van my persoonlike lewe, moet ek myself voed, met die melk van die woord. Soos 'n babietjie smag na melk, en soos wat 'n babietjie melk nodig het om op te groei en groter te word, dis deel van die groeiproses, het ek en jy as kind van die Here nodig, om op onsself te let. Jy moet jouself in die woord kry. Jy moet die woord van die Here lees, sistematies lees, bietjie studie doen, dink oor wat jy lees, dit eet soos 'n babietjie melk, moet jy woord inneem. En hoe meer woord jy inneem, makliker gaan jy nee sê vir die verkeerde. Ons het daaroor gesels. Die tweede area wat ons laasweek oor gepraat het, het ons gesê, dis die area van geestelike groei binne die geestelike huis van die Here. En ons het mekaar gesê, en ons het maar net weer herinner of gesê, die kerk, hierdie bakstene is nie die huis nie. En baie keer ons verstaan dit. Ons gaan nou nie oor het hare kloof nie, maar ons verstaan as iemand hier opkom en sê, welkom in die huis van die Here. Eintlik wat hy net sê is, welkom hier, huis van die Here. Want ons is die huis. En ons het daaroor gepraat. So jy moet geestelik groei in die huis van die Here, in die liggaam van die Here. En hoe doen jy dit? Deur jouself toe te laat om opgebou te word as 'n lewende steen in die huis. So daaroor gesels. Ek laat toe dat die Heilige Gees my lei, en ek het 'n klomp detail gaan luister. Die boodskap is op die YouTube kanaal as jy gemis het. Maar dis die eerste area, persoonlike lewe. Tweede area is ek moet geestelik groei in die liggaam van die Here, in die huis van die Here, en ek moet my laat opbou as 'n lewende steen. Jy moet ingevoeg word, jy moet ingemessel wees. Jy is deel van hierdie huis van die Here. Goed, dit was verlede Sondag, en ons het begin by hoofstuk 1, vers 1 tot by vers 10. Nou gaan ons aan, ek sê hoofstuk 1, hoofstuk 2, vers 1 tot vers 10. Nou gaan ons aan met hoofstuk 2, en ons gaan kyk van vers 11 tot vers 25. Ons gaan vanoggend daarby stil staan, en ons kom by nog 2 dele uit. In vers 11 gaan Petrus nou aan, en hy herinner jou en my, dat ons bestemming is nie hierdie aarde nie. Weet julle dit? Goed. Ons burgerskap is nie regtig van hierdie aarde nie. Ons eindbestemming, waar ek en jy wil eindig, is nie hierdie aarde nie. Ons is hemelse burgers. Dit is nie wonderlik nie. Ons is op pad ergens heen. Ons weet dit. Kom of jy sê, jy het al 1000 keer gehoor. En by begrafnisse gebruik mense daai selfde skrif. Maar weet jy wat, is baie keer nodig, dat skrifte moet insink. Dat jy die waarheid van daai skrif moet ontdek. Dat jy letterlik die, soos ons sê in Engels sê, the penny must drop. As ek nou sê, ons is hemelse burgers, ons is nie van hierdie aarde nie, ons eindbestemming is ewig by die Here, dan gaan almal sê, yes. Maar dit is 'n verskil om dit te kan verstaan. Want party mense, insluitend Christene, leef asof hierdie aarde die enigste plek is. Maak by mekaar asof dit alles waaroor dit gaan. Bekommer hulle dood oor finansies en 'n ou dag en al daai dinge, verstaan jy? So as ek en jy sê, ons burgerskap is van die hemel, ons is verbygangers, ons is vreemdelinge, dan moet daar iets vir ons sê, hoe ons moet optree. So, die derde area, ons gaan vandag nou by nommer 3 en nommer 4 stilstaan. Die derde area van geestelike groei, waarop ek en jy moet let, as kinders van die Here, is,
dien God in die gemeenskap deur goed te doen. Ons het gepraat van jou persoonlike lewe, ons het gepraat van die huis van die Here, nou praat ons oor die gemeenskap. Daar buite, doen goed, dien die Here in die gemeenskap deur goed te doen. Vers 11 tot vers 17. Kom Petrus en hy lig vir ons 10 dinge uit, waarna ek hier moet oplet. Ons praat vinnig oor. 1 Petrus 2 vers 11 sê die volgende: Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge. Onthou, julle is bywoners, julle is vreemdelinge. Ek vermaan julle om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. Julle is bywoners. Julle kan nie leef soos die mense van hierdie wêreld nie. Julle burgerskap is van die in die hemel. Julle moet anders leef. Julle moet julle weerhou van vleeslike begeertes. Om jouself te weerhou beteken alles wat jy sal doen, wat jou gewete jou aankla. Alles wat jou fokus van God sal aftrek. Alles wat jou gewete aankla. Vir jou is dit verkeerd. Mense vra partykeer, dan vra hulle vir jou pastoor, is dit reg en is dit reg? Of is dit reg of is dit reg? Mag ek dit doen of mag ek dit doen? Ouens, die Bybel gee vir ons genoeg riglyne. Want dan is daar sekere dinge waaroor die Bybel nie eksplisiet vir jou 'n antwoord gee nie. Maar wie het jy dan daar as jou rigtinggewer? Die Heilige Gees. En die Heilige Gees sal vir jou partykeer sê, moenie dit doen nie. En jy sal weet, ek moenie dit doen nie. Hier binne, ek hoef jou niks te sê nie. Maar jy gaan weet, so alles wat jy doen, as jy wonder, maar die Bybel sê nie regtig iets hieroor nie. Is dit nou reg of is dit verkeerd? Vra die Heilige Gees. As jou hart reg is, dan is dit reg. As hier iets gebeur, dan weet jy, wag, hier's 'n oranje lig, hier's 'n rooi lig. Hier sê die Heilige Gees vir my, wow, dit pas nie by jou nie. Gee dit vir jou antwoord? Dan hoor ek van die persoon wat in die diens opgestaan het, daar in Kimberley se wêreld, en met hulle aksent, en die pastoor ook lekker gepreek die oggend, toe na die diens, toe staan haar 'n broer op, en toe kom hy nou weer nader, en hy sê, Pastor, in light of this morning's message, kom ek agter dat ek die Here weer terribly gefail het. Sê die ander broer, toe sit nog 'n getuienistyd, staan hy aan op en sê, pastoor, Bybel was net te sterk vir my hierdie week. Ouens, ons het 'n gedigte vyand. Moenie die duiwel onderskat nie. Maar ons het 'n groter God. Groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Daar's baie keer krisisse, en ek praat met jou, ek praat met myself. Daar kom baie keer dinge, daai begeerte is so sterk. Daai aanval, daai aanslag, daai vleeslike begeerte is so sterk. Jy neig so. Onthou hierdie vlees wil so toe gaan. Petrus sê, luister hier, moenie toegee aan vleeslike begeertes nie. Goed. Nommer 2, vers 12. En hou julle lewenswandel onder die heidene, die wêreld. Hou julle lewenswandel onder die wêreld skoon. Hou jou lewenswandel skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, dit wat hulle in jou lewe raak sien, op grond daarvan moet hulle God kan verheerlik. Laat mense dan van jou sê wat hulle wil, maar as hulle jou sien en hulle ken jou karakter en hulle weet wie jy is, hulle sal nog hier afsê, maar binnekant weet hulle, jy is eintlik nie die persoon wat hulle sê nie. Hou jou lewenswandel skoon daar buite, sodat hulle wat van jou kwaad praat, dat hulle eintlik skaam sal kry en sal weet, maar dit wat ek sê en dit wat ek sien, ek sê dit, maar ek sien iets anders by hierdie persoon. Maak dit jou sin? So dis die tweede ding.
Dood eenvoudig, gedraai jou. Hoeveel ouers, hoeveel keer sê vir jou kind, gedraai jou? Jy sit in die kerk, gedraai jou. Dis wat die woord sê, gedraai jou goed in die samelewing. Partykeer verloor ons dit, né? Met ander woorde, tree op soos 'n kind van die Here. Jy is nie van hierdie aarde nie. Dis nie jou burgerskap nie. Jy is van 'n ander koninkryk. Tree op, gedraai jou, tree op soos 'n kind van die Here in die gemeenskap. En ons het al almal gesien, hoe lyk dit wanneer iemand dit verloor by 'n robot? Wanneer die ou vir jou agtertoet? Nie nou 'n hand opsteek nie, maar ek dink my handjie moet opgaan. Jy sê onmiddellik vir my wil kwaad en dan my toet hier agter. Ek werk nog vandag. Maar hoe lyk ons in 'n ry wat die ry is te lank en die arme teller daar lyk nie of sy weet wat sy doen nie, dat daar nou raggies net vanoggend begin aanstel en ek is so hastig, ek kan slange vang. Hoe tree ek op? Hoe lyk ek? Wil met my gedraai jou, ek ingesluit in die samelewing. Dis wat hy hierso sê. Vers 13. Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here. Of dit die koning is of opperheer, of dit die gouverneur is as sy gesante of wel kwaad, die gesante om die kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen te prys. So jy kan diep ingaan in hierdie skrif, alle vorme van gesag. Alle vorme van gesag. Sê hy, wees onderdanig aan gesag. En dan sê hy hier belangrik, hy sê ter wille van die Here. En nou dit uitlig. Ter wille van die Here. Almal van ons verstaan dat ons is onder wie se gesag. As kinders van die Here is ons onder God se gesag. Dit verstaan ons. Maar weet julle wat? Mense dink, en ek praat nou met kinders van die Here, Christene. Sommige Christene dink dat wanneer dit by aardse gesag kom, dan is hierdie onderdanigheid opsioneel. Wanneer mense nie met die regering saamstem nie, wanneer mense 'n ander opinie het, wanneer mense dalk in 'n kerkverband nie met die leierskap saamstem nie, wanneer kinders nie met ouers saamstem nie, dan dink hulle onderdanigheid is dan opsioneel. Dit is nie. Dit is nie. Menslike regering, soos ek en jy dit ken, daar's 'n nasionale regering, en 'n provinsiale regering, en 'n plaaslike regering, en alles. By die skool is daar 'n skoolhoof, en onderwysers, en leerlingraad. Alles, in 'n rugbyspan is daar 'n kaptein. Ons ken alle regerings is 'n goddelike instelling. Gesag kom van God af. Dis hoe God dit gemaak het, dis hoe dit ontwerp het. Dis deel van hierdie wêreld, hoe die wêreld in orde kan leef, is daar gesag. Die bedoeling was nooit dat ek en jy as individuele eenhede moet optree nie. Jy's gebore in 'n familie, jy's gebore in 'n land, in 'n staat. Jy's nie enkel lopend nie. Hoor jy? Nooit is dit 'n individuele eenheid nie. Dis in 'n familieverband met 'n pa en 'n ma wat aan die hoof staan. Dis in 'n staatsverband waar daar reëls en regulasies is. En dood eenvoudig kom Petrus en hy sê onderwerp aan alle gesag. Nou moet ons ook verstaan, en dis partykeer waar die redenasie nou inkom. Ons moet nou ook verstaan. Alle regeringe het perke waar buite hulle nie veronderstel is om te gaan nie. Dit weet ons ook. So kom ons aanvaar daai argument. Maar wanneer 'n regering of 'n stelsel of iets buite die perke gaan wat die Here van jou en my verwag, wat is ons veronderstel om te doen? Ons is veronderstel om ons dan te beywer vir verandering. Maar die manier hoe ek dit doen, dis waaroor dit gaan. Ek bid, sê Here, hier moet 'n verandering kom.
julle hierdie ouens is besig met booshede, ons kan nie saamgaan met dit nie, maar dis tans my regering, ek respekteer die posisie van die regering, maar Here, hier moet 'n verandering kom, en ek beywer my vir 'n verandering. Hoor julle? Kinders, ek praat met julle oor. Pa en ma sê vir jou, en jy kan maar sê, hoe ou skool of wat ook al, as pa en ma iets gesê het binne 'n huishouding, en met 'n goeie rede, hoekom hulle dit vir jou sê, is jy as kind onderstel om te sê, dis reg, ek val in by julle reëls. Maar wat gebeur? Ruk op en loop weg. Nee, kind wat jy sê loop. Ons kan nie dit doen nie. Hierso staan ter wille van die Here. Here, U het 'n orde geskep, U het 'n posisie geskep, of ek saamstem met die leier in persoon of nie, die posisie is daar. En ter wille van die Here sal ek dit eerbiedig. Kan ons versigtig wees, gemeente, wat ons praat van regering? Kan ons oplet oor hoe ons praat van regering? Het julle hom? Dis daar punt. Vers 15. Want so is dit die wil van God dat julle deur goed te doen die onkunde van die dwaase mense tot sooie sal bring. Ouens, bestry kritiek met goed doen. Laat jou dade harder spreek as jou woorde. Die maklikste ding om te doen, weet jy wat is die maklikste ding om te doen, maar is die verkeerdste ding om te doen, is wanneer jy gekritiseer word, dan kritiseer jy terug. Hy, sy, ek jou 'n bietjie vertel. Dis ons, die Bybel ken ons, God ken ons, hy weet hoe hierdie vlees sy ding wil doen. So, wanneer jy gekritiseer word, laat jou gesindheid, jou goeie dade, jou leefwyse, jou karakter, daai kritiek bestry, en moenie terugbeklei en terugskel en terugkritiseer. Dit maak sin. Vers 16. As vry mense, en nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Vers 16 sê net vir ons, 16a sê ons, leef as vry mense wat nie verslaaf is aan enigiets anders nie. Hoe maklik is daar verslawing? En daar's erge vorms van verslawing en minder erge vorms van verslawing. En partykeer kom jy dit nie agter nie. Te veel ure vir die televisie kan 'n verslawing wees. Te veel ure op die Facebook of wat ook al kan 'n verslawing wees. Vat jou foon vir 'n dag weg, dan jy hysterie. Ons weet wat, ons praat met mekaar, jy kan daar van die bank verskil, maar kom ek vir jou sê, ons kan nie sonder onsself leef nie. So kan goed gebeur, wat ons nie dink is 'n verslawing nie, wat 'n verslawing kan wees. Leef as vry mense, en moet dan niks verslaaf wees nie. En dan vers B, 16b sê, dien die Here, dien God in alles. Kom ons by vers 17. Vers 17 het so 4 dingetjies wat eintlik. Hy sê, julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Dis wat vers 17 sê, 1 Petrus 2:17. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. So kom terug, na wat ons nou gesê, onderdanigheid. Om almal te eer beteken ons respekteer mekaar, ons respekteer ander mense al verskil hulle van ons of ons van mekaar. Daar's niks so mooi soos respek nie. En ons wat ouer is, ons as ouer mense sê, jong, ons het met respek groot geword. Kyk jy, net vir jou pa iets gesê, broer, dan jy 'n probleem gehad. Vandag se kinders, ja, jy mag nie eens hard praat nie. Maar laat daar respek wees. Nie net vir 'n ouer persoon. Laat daar respek wees vir iemand wat jou help. Laat daar respek wees, ons het almal mense met wie ons te doen kry. Laat daar respek wees teenoor jou vrou, respek teenoor jou man, respek teenoor jou kinders. Respek, respek, respek. Julle moet almal eer, dis respek. Broederskap lief hê. Broederskap is nou weer naby. Broederskap lief hê is, ouens, as ons nie mekaar kan lief hê nie.
Hoe kan ons vir die wêreld wys wat liefde is, as ons nie mekaar lief het nie? Hoor jy wat ek sê? En in gemeentes, kry jy, daar's altyd hier en daar, is daar maar 'n striweling, daar's 'n verskilletjie, partykeer raak dit lelik. Partykeer sal jy in 'n gemeente kry, twee ouens wat nie met mekaar praat nie. Of as daai in kerk toe kom, bly ek by die huis. As ons nie mekaar kan lief hê nie, hoe wys ons vir 'n wêreld liefde? As kinders van die Here nie eens mekaar kan lief hê nie. Dis 'n groot een hierdie. Groot een. Vrees God, ouens, ons moet ontzag hê vir God. Die Here is nie ons speelmaat nie. Die Here is ook nie ons genie, wat die lampie vryf, en dan moet hy verskyn, en al my wense moet hy waarmaak. Dis hoe party mense met God gaan. Ons lewe in 'n wêreld, en die Here my spaar, wil ek een keer daaroor praat. Ek wil praat oor, die Engels as 'n consumerism. 'n verbruikersgodsdiens. Jy kan nie glo nie, ons moet so versigtig wees, dat ons verhouding met God nie 'n verbruikersgodsdiens word. Dat wanneer die krisis daar is, Here, dan is ek op my knieë. Ons moet God dien, dan moet 'n vrees wees vir God, 'n ontzag wees, 'n vrees, en ons verstaan daai vrees, is 'n eerbiedigheid. Wanneer ons by mekaar kom, in 'n gemeente, dit wat die Here van my verwag, dan moet 'n eerbiedigheid wees. En die laaste punt daar by D is die koning eer. Dit beteken nie ons moet net ja en amen sê op alles wat die regering sê nie. Dis nie wat dit staan, jy kan van die goed verskil. Maar reëls is reëls, ouens, as jy reël oortree, gaan jy die gereg te doen kry. Maar dit gaan oor 'n leierskapposisie. Dit gaan oor dit wat die Here aangestel het. As jy dan nie hou van die baas nie, of jy hou nie van die skoolhoof nie, of jy hou nie van die minister nie, of jy hou nie van die predikant nie, of wie ook al, dis 'n posisie wat hulle het. Binne wat die Here hom verander of jou verander, maar jy kan nie teen posisie spreek nie. Baie belangrike punt. Kom ons sluit af. Dit was nou hier vanaf vers 11 tot by vers 17. 10 goed wat ek nou vir jou genoem het. Nou gaan jy huis toe, nou gaan lees jy dit. Maak dit, maak 'n merkie 1, 2, 3. Dan weet jy, Here, hier is die goed waarna ek moet oplet. Die laaste area nommer 4, want ek het gesê daar's 4 hoofdele in hoofstuk 2. Laaste area, area nommer 4, respekteer jou werkgewer en volhard in goed doen in die navolging van die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het. Kom ons praat hieroor. Ouens, in die 4de area gaan dood eenvoudig hieroor. Ons moet ag gee op die werknemer-werkgewer verhouding en andersom. Jy as kind van die Here, jy's of 'n werknemer of jy's 'n werkgewer. Die Here sê, pas op in hierdie area. Jy moet ook in hierdie area van jou lewe moet jy groei na volwassenheid. Petrus praat deurgangs in hierdie hele hoofstuk. Praat hy van 'n onderdanigheid, hy praat van respek, praat van eerbiedigheid. Ons het nou gelees. Hy praat dit heeltyd hiervan. Nou gaan hy hier by vers 18, en so op dieselfde trant. Nou sê hy vers 18. Hy sê: "Diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees." Nie alleen, die versie moes eintlik net daar gestop het. Dan het ons nie 'n probleem gehad nie. As die versie gesê het, diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees, punt. Ok, Here, ek moet onderdanig wees aan my werkgewer. Maar die versie stop nie daar nie. As 'n komma. Nou gaan hy aan. Hy sê, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie. Kyk, dis maklik as jy 'n lekker baas het. Oh, die wonderlikste baas op aarde, werk so lekker. That's the easy one. En nou kom die Bybel en hy konfronteer, hy sê, maar ook aan die wat verkeerd is. Pastoor, my baas by die werk met al die hel op aarde. Ek kan nie langer vir daai maatskappy werk nie.
is onredelik, sy is onredelik. Hier sê God se woord vir jou en my iets. Onthou is nie my hele lewe deur die bediening nie, ek was ook in die sekulêre wêreld. Baie jare. Ek het wonderlike baase gehad, en dan as jy vir Lizet gaan agter my rug vra, sy gaan weet van wie ek praat, dan was daar ook slegte baase. En ek het so een keer my meer vir iemand verloor. Maar gelukkig was hy aan daai kant van die telefoon en ek aan die kant van die telefoon. Maar ons moet nou hier iets vir mekaar sê. 'n Lekker baas, 'n lekker werk, lekker omstandighede. Och, Here, dankie vir my werk. Ek kan nie wag om by die werk te kom nie. Dis 'n lekker ding. Hoe maak jy met 'n baas wat verkeerd is? Iemand wat onregverdig is, iemand wat onbillik is. Dis nou die tamaletjie. Het julle die antwoord? Of wil jy ek die antwoord? Ja. Ouens, wat doen jy met 'n werkgewer wat jou sleg behandel? Wel, Here, ek is in 'n ander koninkryk. Ek is nie van hierdie wêreld nie. Ek is in 'n ander koninkryk. Ek staan in 'n verhouding met U. Ek tree op ter wille van U. So Here, hoe moet ek in U koninkryk as kind van God, as ambassadeur, as 'n proses van geestelike groei, hoe moet ek optree met 'n moeilike baas? Kom ek help jou met 'n antwoord. Bedank en soek ander werk. Okay, het jou aandag terug? Nee, dis nie die oplossing nie. Ouens, almal van ons soek regverdigheid, almal van ons soek billikheid. Nou staan hier, ter wille van die Here, sê Here, maar wag 'n bietjie, ek wil nie eers dan regverdigheid en billikheid hê nie, ek wil dit nou hê. Ek suffer nou, Here. So ons wil almal regverdigheid en billikheid ervaar en ons wil dit nou ervaar. Weet jy wat is die konteks hier? Wie wat sê die Here vir jou hier en vir my hier? Die Here sê wie wat? Meer belangrik, my kind, as jou ervaring om billik behandel te word, meer belangrik is die ervaring wat ander mense, jou kollegas wat saam met jou werk, wat sien hoe swaar kry jy. Meer belangrik is hulle ervaring met God, omdat hulle in kontak is met jou. Hoor jy wat ek sê? As jy in 'n situasie is en jou werkmense weet, jy is kind van die Here, jy is 'n Christen, en hulle sien dit in jou lewe, en jy word sleg behandel, en dan word op jou neergekyk, en jy met die krag van die Here dit verdra, en nie terugskel nie, en nie die baas se ondergang soek nie, en nie sleg praat van die maatskappy nie, gaan hierdie ander werkers sien hoe jy optree, en hulle gaan kontak, 'n ervaring hê van God in jou lewe, wat hulle aan God kan voorstel. En die Here jou dan nie miskien daar geplaas, om verander te wys, hoe tree 'n kind van God op onder druk. Dink so daaraan. Jy kan vir die baas bid, jy kan vir die werk bid, jy kan. Maar in die proses, jou manier hoe jy jouself handhaaf, kan ander mense 'n ervaring van God kry deur jou optrede. En dis meer belangrik. Hier staan ter wille van God. Hoor nou vers 19. Vers 19 sê die volgende: want dit is genade. Want dit is genade. By wie kry ons genade? By God. Kan ons dit dan so sê, dit tel punte, as ek dit so kan uitdruk. Dit is genade as iemand ter wille van die gewete van God leed verdra deur onregverdig te ly. Jou baas is verkeerd. Die omstandighede is verkeerd. Jy ly, jy word onregverdig en onbillik behandel. Jy ly. Maar ter wille van jou verhouding met God, sê die Here, as jy uithou, as jy my laat deurskyn, as jy jou lig laat skyn, as jy vir hulle wys, hoe lyk 'n kind van God? Vind jy genade by my kind?
Dit sit so 'n bietjie 'n ander uitkyk. So ek wil billikheid ervaar. Want die Here sê, dit is meer belangrik, dat hierdie ander mense om jou, ervaring hê met God, deur dit wat hulle in jou lewe sien. Geef my antwoord, gaan dink daaroor. Het Jesus nie vir jou en my 'n voorbeeld gestel nie? Is hy nie die een wat ons sê, ons het so lees op ons blaadjie en sê, ons volg Jesus. Ons sê vir mekaar, ons is disippels van Jesus. Agter wie stap ons aan? Jesus. So ons volg Jesus se voorbeeld. Het Jesus vir jou en my nie 'n voorbeeld gestel nie? Hy het. Wat 'n voorbeeld het hy gestel? Vers 21 tot vers 24. Ons is nou klaar met die hoofstuk. Maar hoor nou kom hierdie ding in plek. Want hiertoe is julle geroep. Wat beteken dit? Julle is op 'n hoë standaard. Julle is nie aardse burgers nie, julle is hemelse burgers. Hiertoe, my kinders, is julle geroep. Hier is wat ek van julle verwag. Omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle in sy voetstappe kan navolg. Jesus het gelei, hy het gesê, dis die voorbeeld. Kom ek wys vir julle, hoe tree iemand op wat God in sy lewe het. Jesus was God. Maar hy stel vir jou en my 'n voorbeeld, hy sê, volg my voetspore. Nou wat is hierdie voorbeeld? Nou verduidelik hy dit. Hy sê, hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie teruggeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee aan hom wat regverdig oordeel, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. So hier kom die Bybel en die Heilige Gees inspireer Petrus en hy skryf in hoofstuk 2 en hy sê vir ons, lê hierdie dinge af en kom ek help jou as jy die woord inneem en alles wat ons nou al behandel het en laat jy ophou soos 'n lewende steen en let op die volgende 10 dinge. En dan kom hy met 'n moeilike en hy sê, respekteer jou werkgewer, al kry jy swaar, en op 'n ander plek sê hy, as praat mense sleg van jou, moenie terugskel nie, en hy gebruik alles, en hy sê, dis wat julle moet doen, en hier is vir my die wonder van die evangelie, en die God wie ek en jy aanbid. Die Here verwag niks van jou en my, wat hy nie bereid is om self te doen nie. En Jesus, aan 'n kruis van Golgotha, wat geskel is, wat gelei het, wat bespot is, wat stukken geslaan is, al die goed wat ons ken, hy het nie teruggeskel nie, hy het nie teruggedreig nie, hy het nie vir hulle gesê, weet julle te doen, nee, hy het die voorbeeld gestel, en hy het gesê, my kind, ek sê vir jou, dis wat ek van jou verwag, maar kom ek sê vir jou, hier is die voorbeeld, ek het dit ook deurgemaak, en dis die voorbeeld wat ek wil hê jy moet navolg. En my gees in jou gaan jou help om dit te doen. En hy verwag nie iets van jou en my, wat hy nie bereid is om self te doen. Dis die wonder van God. As hy sê, ek soek jou alles, het hy sy alles vir ons gegee. Ja. Onder die grootste druk, het Jesus se karakter nie verander nie. Weet julle wat is hartseer? Wanneer mense partykeer in 'n druk situasie kom, wanneer daar druk op mense is, dan sê ons, dan verduidelik ons dit so, dan sê ons, joh, wat se karakter klim nou hier uit? As jy mense se ware kleure wil sien, wat bedoel ons daarmee? Sy ware karakter wil sien, sit hom onder druk. Wat kom uit wanneer jy onder druk is? Wat kom uit wanneer daar 'n verskil is tussen jou en 'n broeder? Wat kom uit wanneer daar 'n misverstand is? Wat kom na vore? Christus onder die ergste druk moontlik. Sy karakter het nie verander nie. Jou en my karakter
moenie verander wanneer ons onder druk is nie. Man, vrou, huishouding. Man, wanneer jy onder druk verkeer by die werk, wanneer die finansies druk, wanneer daar krisisse is, wanneer jy swaar kry, wanneer wat ook al, moenie jou karakter teenoor jou vrou verander nie. Maar die vrou dalk sê, ek kan nie met hom huishou nie. Dis nie die man wat ek getrou het nie. Of andersom. Ja, maar die vrou het heeltemal verander. Weet nie wie sy nou is nie. Ouens, my magies. Dis ons waar liefde was in die begin. Saam, for better and for worse. Dis die eenheid tussen man en vrou. Ouers, wanneer dit moeilik gaan in die huis, moenie net jou kind uit agterkom. Moenie druk op, laat die druk oorspoel na die kinders, dat hulle sê, so weet wat met my ma en pa aangaan nie. Jy hoor wat ek sê? Maar kinders ook nie dom nie, jy kan met kinders praat en sê, ouens, ons het nodig om te bid, dit gaan 'n bietjie moeilik. Maar jou karakter kan nie verander nie. Daar kan nie iets anders uitspring onder druk nie, het jy daai punt? Nee, maar nou ja sê eina of net aan iemand stampie, vat hom net vir jouself. Jesus se karakter nie verander nie. Hy sê, Vader, vergeef hulle. Ja, hy kon alle mense van die aardbol afgevee. Hy sê, Vader, vergeef hulle. Hy weet nie wat doen nie. Jesus het nie gesondig nie. Hy het nie bedrog gepleeg nie. Hy het nie teruggeskel nie. Hy het nie gedreig nie. Voorbeeld vir jou en my. Wat het hy wel gedoen? Hy het homself aan God toe vertrou. Wat regverdig oordeel, as jy sê, Here, ek sit in 'n situasie, U weet, ek word onregverdig behandel, maar my karakter sal in plek bly, my liefde vir U sal in plek bly, my verhouding en my respek teenoor mense sal in plek bly, sal God jou op die regte tyd vereer en jou regverdig behandel. Weet dit, gee jouself oor aan die Here. Hy het jou en my uit ons sonde gedra aan die kruis uit. Deur sy wonde is ons genees. En hy het ons versoen met God. Hoofstuk 2, 1 Petrus, hoofstuk 2, 25 verse. Ons het 2 preke daaroor gebring, 2 boodskappe. Jy kan daai hoofstuk 2 vat en gaan werk deur die huis, by die huis, werk om deur. Groot hoofstuk, klomp elemente, met die oorhoofse tema. My kind, soos 'n babietjie, moet opgroei. Wil ek hê jy moet opgroei. Daar moet geestelike volwassenheid kom. Daar moet karakterontwikkeling kom. Jy moet sterk word in die Here, dat wanneer die druk kom, van alle kante af, moet jy my ambassadeur wees, want jy is nie van hierdie aardse koninkryk nie. Jy moet anders lyk, jy moet anders optree, jy moet anders praat, jy moet anders dink. En kom ek sê vir jou, is moontlik, want Jesus het dit vir jou moontlik gemaak. 1 Petrus, hoofstuk 2, vers 1 tot vers 25, is jou huiswerk vir die week. Is dit reg? Hier is daar 'n amentjie. Kyk.